Goeiedag, dit is Vrydag 16 Januarie. Ek lees vir jou Psalm 27 vers 7 tot 10. Luister tog na my Here as ek roep, wees my genadig en verhoor my gebed. Ek onthou wat hy gesê het, julle moet my kom dien. Ek is hier om u te dien, Here. Moet u tog nie van my verberg nie, moet my tog nie wegstuur terwyl u toornig is nie. Want u was nog altyd my hulp. Moet my tog nie verstoot en verlaat nie, want u alleen is die God wat my red. Al sou my vader en my moeder my verlaat, die Here sal my onder sy sorg neem. Moenie u aangesig vir my verberg nie, is vandag se tema. Het jy al die ervaring gehad dat jy vir mense skryf of boodskappe stuur en hulle antwoord jou nie? Ek beleef dit konstant in my lewe. Ek het al verskeie kere vir persone en organisasies geskryf van wie ek nooit 'n antwoord ontvang het nie. Dit is uiters frustrerend. As mense jou doelbewus ignoreer omdat hulle nie die tyd vir jou het nie of dink dat jou boodskap nie belangrik is nie. Jy soek antwoorde, maar kry net geen reaksie nie. Dalk het dit al met vir jou gevoel dat dit in jou geloofslewe ook gebeur. Dat jy bid tot God en net geen antwoord kry nie. Al wat jy hoor is hierdie vreesaanjaende stilte. Geen uitkoms en geen lig in die donker tonnel nie. Geen wonder Dawid bid hier ook, moet u tog nie van my verberg nie. Hierdie juk is inderdaad sag, maar die las is bitter swaar. Wanneer God stil is en dit voel vir jou asof hy sy aangesig van ons verberg. Hoekom voel dit soms asof God gans afwesig is? Ons weet hy is alomteenwoordig en altyd daar, maar hier voel ek nou alleen. Ons lees en hoor van herlewings en ons voel opgewonde vir 'n oomblik soos 'n boer tydens 'n droogte hoop op reën, wanneer hy die eerste wolkies sien saampak, en dan trek dit net weer weg, en sy hoop val in sy skoene. Dit is tye wat ons voel dat jou geloof net mooi genoeg getoets is. Die Here behoort tog te weet dat jy 'n regte volgeling van hom is. Waarom is dit dan soveel nodig om jou weer te toets? Waarom is daar dan soveel stilte van die hemel af? Ons het nie antwoorde hierop nie. Al wat ons kan doen, is om soos Dawid kinderlik te bid, dat die Here met ons sal wees in hierdie stilte tye. God is soms stil, maar hy is nooit afwesig nie. Kom ons bid saam. Here, in my wagtyd op U, maak my geduldig. In my verwarring, lei my voetstappe. Wanneer ek alleen voel, herinner my daaraan dat U naby is. Wanneer ek sukkel om U te hoor, maak my hart oop vir U stem. Spreek deur die woord, deur vrede in my gees, en deur die pad wat U vir my bepaal. Ek vertrou dat U my hoor, en ek vra dat U sal spreek in U volmaakte tyd. Amen.